Ons val weg. So, laas week, bietjie miskommunikasie, laas week was die laaste moddergeveg boodskap, en so hierdie week is 'n losstaande een, wat half segue in, volgende week begin ons met 'n nuwe reeks, wat 'n reeks gaan wees oor gebed. En so ek weet julle sien nou moddergeveg daarso, maar dis nie moddergeveg nie. Ons praat oor wie is Jesus, die persoon van Jesus, en ons kyk uit die perspektief van Jakobus. En vir die van julle wat nie weet nie, Jakobus is Jesus se halfbroer, en ek kan nie imagine wat se druk moet op Jakobus gewees het nie. Ek dink hy het normale probleme gehad. Ek dink hy het na sy ouers toe gegaan en gesê, "Jeg, ma, pa, ek sukkel met hierdie." En dan sê hulle vir hom, "What would Jesus do?" Ek kan nie dink wat se druk is dit om Jesus as jou broer te hê nie. Ek kan dit nie imagine nie, maar ons lees iets van Jakobus se lewe op aarde, hoe dit was voor Jesus gekruisig is, en dan iewers gebeur daar iets, en dis waarna ons wil kyk vandag. En so ons word voorgestel aan Jakobus in die evangelies, en ons lees 'n gedeelte daarvan in Matteus 13 vers 53 tot 58. So julle kan saam met my lees. Toe Jesus hierdie gelykenis klaar vertel het, onthou ons fokus nou hierso op waar pas Jakobus half in hierdie prentjie in. So ons wil net Jakobus in hierdie prentjie in probeer pas. Toe Jesus klaar hierdie gelykenis vertel het hy daarvandaan vertrek in Nasaret aangekom, waar hy groot geword het. Hy het die mense in hulle sinagoge onderrig. Hulle was verbaas en het gesê, waar het hy hierdie wysheid en wonderwerke vandaan? Waar kry hy hierdie wysheid en wonderwerke vandaan? Is hy nie maar net die timmerman se seun nie? En is Maria nie sy ma en Jakobus, Josef, Simon, Judas, sy broers nie? En sy susters, hulle woon tog almal hier onder ons. Wat maak hom sodanig belangrik? Hulle was verontwaardig en wou niks van hom weet nie. Daarop het Jesus vir hulle gesê, 'n profeet word oral gerespekteer behalwe in sy tuisdorp en in sy eie familiekring. As gevolg van hulle ongeloof het hy maar min wonderwerke gedoen. En daar's iets in dit wat ek verstaan. Daar's iets in dit wat vir my bietjie sin maak. Ek weet, as ek teruggaan Klerksdorp toe, dan is daar mense wat vir my sê, Johan, jy, regtig? Praat jy oor die Here? Ek sê, ja, partykeer. En so ek verstaan, daar's iets in dit wat vir my sin maak. Dis mense voor wie ek groot geword het. Ek dink die verskil is, ek het slegte besluite gemaak, Jesus het nie. Ek dink dis bietjie waar die verskil inkom. Maar jy sien tog die menslikheid wat probeer sin maak van hierdie bonatuurlike ding wat gebeur, en mense wat probeer verstaan. Nee, maar dis Jesus. Dis Jesus, hy het in die modder gespeel voor my. En so iets van dit maak nie vir hulle sin nie. En Markus 3 vers 20 verduidelik so mooi wat toe gebeur. Jesus het toe gegaan, toe Jesus huis toe gaan, ek kan praat, ek beloof. Toe Jesus huis toe gaan, het daar weer 'n skare saamgedrom, sodat hy en sy disippels nie eers meer tyd kon kry om te eet nie. Toe Jesus se familie daarvan hoor, wou hulle hom wegvat, want hulle het gesê, hy is skoon van sy verstand af. So as vandag 'n tema moet wees, dan is dit, my broer is mal. Dis Jakobus wat dit sê. OK, dis wat dit is. My broer is mal. En ons iets van dit wat ek sien dit, iets van dit maak vir my sin. Net die menslikheid wat probeer verstaan, hoorie, hier's iets aan die gang, maar dis Jesus, dis my broer. En ek kan nie myself indink waardeur Jakobus moet gaan. Ek weet nie of het jou ooit skaam gekry vir 'n familielid nie. Enigiemand? Net ek? Dink jouself in, soos Jakobus moet net soos vir Jesus wegvat, sorry julle, as hy warm kry, dink hy is die Messias. Verstaan, ek weet nie soos hoe verduidelik jy dit aan mense nie. En hy stoei met hierdie ding, en hy sê, nee man,
Dit kan nie wees nie, hy's mal, hy weet nie wat hy sê nie. Maar dan is daar iets wat my so de mekaar maak. In die Nuwe Testament is daar 'n brief wat Jakobus self skryf. Hierdie selfde Jakobus. En dit is die eerste vers van sy brief, Jakobus 1 vers 1. Hierdie brief kom van Jakobus. Luister, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus. Ek skryf aan die Joodse Christene wat oor die wêreld versprei is. Groete. Nou vra ek julle, wat gebeur in 'n persoon se lewe om te skuif van, sorry julle, hy weet nie wat hy sê nie, na 'n plek toe waar hy homself voorstel om te sê, ek is 'n dienskneg, as hy voor my verskyn, gaan ek gaan kniel, en ek gaan my gesig grond toe wys, want ek is nie waardig om na hom te kyk. Hoe maak mens daai skuif? Wat gebeur in 'n persoon se lewe? So iewers moes daar iets gebeur het waar die penny gedrop het. Waar iets gebeur het waar hy moes sê, hy het gesê hy is die Messias. Hy het gesê hy is die een wat gestuur is deur God. En ek sien dit nou. En ek is baie hartseer om vir julle te sê dat ek het nie 'n antwoord vir wanneer dit was nie. Al wat ons kry, is 1 Korintiërs 15 vers 7. En dis Paulus wat skryf en hy sê vir die kerk in Korinte dat ons kan glo in Jesus en die opstanding, want daar was 'n klomp goed wat gebeur het. Daar was ooggetuies van die kruisiging en die opstanding, en toe hy opgestaan het uit die dood uit, toe is al 500 mense wat hom gesien het. En net so vinnig, so vlugtelik in vers 7, daarna het Jesus aan Jakobus verskyn en later aan die apostels, na die opstanding. Nou ek weet nie wat daar gebeur het nie. Ek weet nie wat Jesus vir Jakobus gesê het nie. Ek weet nie hoe daai gesprek gegaan het nie. Ek weet nie of het Jakobus begin huil en gedink, "Jesus, ek's jammer, hoekom het ek jou nie maar jy was dood en nou en ek probeer indink hoe daai scenario gelyk het, maar dis al wat ons kry. En daai een ontmoeting is genoeg om 'n persoon te skuif van net 'n halfbroer. Ons het saam karretjies gespeel na hy is Here en koning oor my lewe. Dis 'n groot skuif. Ek weet nie van jou nie, maar dis 'n groot skuif. En so wat is die stoei in sy hart? Wat is die stoei in ons hart? Dat ons dalk, vir ons is dit bietjie anders. Ons is nou 2000 jaar verder en ons is nou aan die ander kant waar ons ken die naam van Jesus, ons lees van Jesus, ons hoor van Jesus 1 keer 'n week by die kerk. En ons goed wat ons hoor en ons goed wat ons sê, en die vraag is dan, maar is dit iets wat ek regtig dan glo met my hart? Wat glo ek oor Jesus? Is hy wie hy sê hy is? En alles verander vir Jakobus in daai oomblik. En so vandag, ek gaan nog 'n paar goed sê en ek is opgewonde daaroor, maar as jy alles vergeet wat ek vandag gaan sê, as jy alles gaan vergeet, onthou asseblief net hierdie ding. Net Jesus verander jou lewe. Net Jesus verander jou lewe. Nie invloed kerk nie, nie 'n nuwe werk nie, nie 'n promotion nie, nie 'n ander man of 'n vrou nie, net Jesus. Wat ook al jy dink jy kort, is in die persoon van Jesus en wie hy is. Want die waarheid is ons kan soos Jakobus ons lewe lank in ons huis saam met hom lewe en aangaan en Sondag kerk toe gaan en ons kan hom mis en ons kan hom nie raak sien nie. En so die gebed vir ons is eintlik, Jesus, Here, haal net hierdie skille van my oë af. Ek wil hom net raak sien.
Ek wil net 'n interessante feit oor die Nuwe Testament, wil ek net met julle deel, want ek dink dit het iets te doen met die pennie wat dalk gedrop het by Jakobus. Die hele Nuwe Testament verwys na Jesus as redder en verlosser, redder of verlosser, 'n totaal van 16 keer. En dis 'n feit, Jesus is ons redder en hy is ons verlosser. Maar in die hele Nuwe Testament word Jesus verwys as die Christus. Nou Christus is nie Jesus se van nie. Ek wil net dit vir julle sê. Sy naam is nie Jesus Christus op sy geboortesertifikaat nie. Christus is 'n koninklike titel in die Ou Testament wat aangedui het dat daar 'n koning op pad is. Dis 'n koningstitel wat van God af gekom het deur profete om aan te dui dat daar 'n koning gestuur gaan word. So Christus is eintlik is 'n koningstitel. Jesus word verwys na Christus in die Nuwe Testament meer as 500 keer. Ek gaan nooit in my lewe lig maak van wat Jesus vir ons gedoen het nie. Dis meer as wat ons verdien, dis groter as wat ons dink, ek gaan nooit. Maar kan ons asseblief nie die mense wees wat meer fokus op wat Jesus vir ons gedoen het eerder as wie hy is nie? Kan ons net daai shift maak? Ja, die Here het ons gered, maar dit is soveel meer as dit. Hy kom maak sy koninkryk vas op aarde as koning. En is groot. Dis regtig groot. En Jakobus verstaan hierdie vir die eerste keer. En nou kan hy homself voorstel as ek is 'n dienskneg van die Here Jesus Christus. Op grond van wie hy is en wat hy gedoen het, maar wie hy is. Weereens die groot vraag vir my en jou is hoekom ons daar? Verstaan, Jesus kan nou nie noodwendig, ek meen hy kan as hy wil, maar hy gaan nou nie noodwendig by jou opdaag in jou kamer en dieselfde gesprek met jou hê as wat hy met Jakobus gehad het vir jou om dit te glo nie. Nee, so dis nou die vraag vir ons, is hoe kom ons daar? Die eerste ding, ek het so 3 praktiese goed wat ek oor wil chat, maar die eerste ding is 'n belewenis met die persoon Jesus. Dis die eerste ding. 'n Ontmoeting met die persoon van Jesus. En ek is seker baie van ons kan, as ek julle nou moet oproep, sal 'n storie kan vertel van 'n stadium waar die Here vir jou regtige realiteit geword het, waar die ontmoeting regtig was. Nee? Net ek. Okay, great. Onseker waar ons is daarso. Maar dis net 'n ontmoeting met Jesus, die persoon van Jesus. En ek wil julle uitnooi om nuuskierig te raak oor Jesus. Daar's hierdie mooi gedeelte waar Matteus 28 ken ons baie mooi, waar Jesus die groot opdrag vir sy disippels gee, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle en leer hulle alles wat ek julle onderhou. Doop hulle en leer hulle in die naam van die Heilige Gees, Vader, Seun en Heilige Gees, en om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Massive. Ons doen dit, dis ons roeping, dis hoekom ons hier is. Maar net voor dit is al half hierdie build-up, waar die disciples, voor hulle nou die apostels word, kom by mekaar, en ek het dit nou nie hier nie, maar die Engels sê dit so mooi, and the 11 gathered, and some doubted. En ek wil hierdie highlight, want ek dink nie ons moet mis, dat die Here se roeping op die mense is, wat se geloof daar is nie. Selfs die apostels, die disciples, die mense wat Jesus gevolg het vir 3 jaar
in persoon, het by mekaar gekom. Een van hulle beste vriende het Jesus nou net verraai en selfmoord gepleeg, en Jesus is dood, maar nou is hy hier, en dit gaan so de mekaar in hulle harte. And some doubted. En net na dit lees ons hierdie opdrag, dat ten spyte van hulle twyfel, is Jesus nog steeds soos, maar vertrou my. Gaan dan heen. Doen net wat ek sê. Gaan teen jou grein van twyfel. Dis okay om te twyfel. Maar gaan teen dit. En selfs toe Jesus se bediening begin het hy mense genooi om nuuskierig te raak oor hom. En dis nie asof Jesus gekom het met, jy weet, hierdie trompette wat blaas en die banners wat hang en op 'n wit perd en sê, ek is die koning, volg my nie. Nee. Dit was nie so obvious nie. Hy doen 'n wonderwerk. Mense is, wow, iets gebeur, en daai mense raak nuuskierig oor wie hy is. En net bloot op nuuskierigheid uit trek hulle nader. En so ek wil amper vir jou sê, gaan lees jou Bybel, nie eers met geloof nie, net met nuuskierigheid. Die eerste 4 boeke in die Nuwe Testament. As jy by Genesis begin, gaan jy swaar trek. Eerste 4 boeke in die Nuwe Testament. Gaan lees net, wie is Jesus? Hoe het hy met mense gepraat? Hoe het hy leiers opgerig? Hoe het hy mense lief gehad? Ons moet hom ken. Ons moet hom ken. So die eerste ding is 'n belewenis met die persoon Jesus. Nou die 3 praktiese goed wat ek vir ons wil gee, is nommer 1, kyk in die spieël. Nommer 2, nabyheid, wat of wie is die naaste aan jou? En dan nommer 3 is ewigheidsperspektief. Okay, so ons gaan vinnig deur dit gaan, maar niks van hierdie, disclaimer, niks van hierdie doen mens buite die soeke met die nuuskierigheid om te weet wie Jesus is nie. Jesus is alles. Hy is koning oor my lewe. Ek submit onder hom so goed as wat ek kan in my menslikheid. Doen ek nie great nie. My vrou sal julle sê. Maar ons moet op daai plek kom, en dis die beginpunt. Nommer 1. Kyk in die spieël. So die vraag wat ek wil vra is, wat wys jou liefde? Okay, as jy my goed genoeg ken, weet jy dat ek oor hierdie nogals baie praat. Matteus 6 vers 21 sê, onthou waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nee? Onthou jy die Wimpy advertensie? Onthou jy dit? Daai liedjie, My heart is where my treasure lies. Die band is 363. Yes, julle het net ek Wimpy advertensies gekyk. Ek sou kyk daarmee. Onthou waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Liefde vir enige iets of iemand behels altyd intimiteit. Tot een of ander level. So die vraag is, waar is jou liefde? En so hoe toets ons dit? Okay? Ons kyk na 5 geskenke wat die Here vir ons almal gegee het. Okay. En so wat ook al jy het, kan mens relatief in hierdie 5 geskenke indeel as 'n subkategorie. Maar ons kyk na hierdie 5 geskenke. Die eerste een is 'n vrye wil. Ons almal het 'n vrye wil. Okay? Ons het dit kom van die Here af. Ons vrye wil is die rede hoekom God die mensdom gemaak het, is hy wou gehad het mense moet hom kies, want anders was dit nie liefde nie. Vrye wil is 'n keuse. Tweede ding is verhouding met God en verhouding met mense. Okay? Dis 'n geskenk van God af om by mense te kom wees. Ja, selfs die introverte. Okay? Dalk minder mense, maar mense. Okay. Die derde ding is lewe, energie. Ons staan op in die oggend, jy doen wat jy moet, is 'n geskenk van die Here af, die asem in jou liggaam. 'n Vierde ding is tyd. Nee, ons almal het 24 uur, ons almal het plus minus on average 75, 80 jaar. Ons kyk hoe gaan dit.
almal min of meer daarso. En dan geld, né? Geld, resources. Jy weet, dis jou vermoë om iets te kan verdien, om iets te kan beteken in die koninkryk en in jou sirkels. So daai is min of meer ons geskenke. En so ek wil met baie sekerheid vir julle sê, wys my jou kalender en jou bankstate en ek wys vir jou waarvoor jy lief is. As jy net vir my wys, wat gaan aan op jou kalender en wat gaan aan in jou bankstate, dan wys ek vir jou waarvoor jy lief is. En dis nie 'n slegte ding nie. Ek weet julle almal is soos, "O, Jesus, Johan, moenie dit doen nie." Dis nie 'n slegte ding nie. Dis nie 'n slegte ding. Ek weet dan net as jy geld spandeer op jou vrou, jy's lief vir jou vrou. Dis 'n goeie ding. As jy geld spandeer op jouself, julle sien waar ek gaan, hè? Julle sien dit. Wys my jou kalender en jou bankstate en ek wys jou waarvoor jy lief is. So laat hom net daar simmer. Nommer 2, nabyheid. Okay. So ek weet nie of julle dit weet nie, ongetroude mense, hierdie is vir jou. Getroude mense bly saam. Okay. Wel, weer eens, kyk hoe gaan dit, né? Getroude mense bly saam. Stappie verder, ongetroude mense, in dieselfde bed. Ja. Nabyheid is so belangrik en ek het iets hier in Engels, dit sê net lekkerder in Engels, asseblief vergewe my. Maar neem 'n foto, sit dit op 'n T-shirt, doen hom wat jy wil. Maar proximity produces intimacy. Okay. So ons het nou gesê dat jy kan naby iemand lewe en ook ver van hulle af wees. Ons sien dit in Jakobus se lewe, hoe hy groot geword het saam met Jesus. Hy het 'n klomp goed gemis. Ons weet dit ook dat 'n getroude paar kan in hulle huweliksbed langs mekaar lê in die aand en 12 km van mekaar af voel, want hulle is net nie naby mekaar nie. Okay. Maar nou moet ek ook sê, as jy regtig 12 km van mekaar af is, help dit ook nie. Okay. Nabyheid is so belangrik vir intimiteit. En so die roeping op ons is om naby Jesus te leef, so naby as wat ons kan. En daar's 'n belofte. Psalm 1 vers 3, so Psalm 1 vers 1 tot 3, praat oor die tipe mens, en dan Psalm 1 vers 3 is dan die belofte. Hierdie persoon wat naby aan God lewe, hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie. In alles wat hy doen, is hy voorspoedig. Ek weet nie van jou nie, maar dit klink lekker. Nee? Daar's iets in dit wat my opgewonde maak. Weereens, nie om dit te kry nie. Dis net om te wees by die een wat waardig is van my aanbidding. Nabyheid is belangrik. Naby aan God en dan naby aan mense. Dis ons tweede geskenk, naby aan God, naby aan mense. En so kerk is vir ons belangrik, en so ja, 1 keer 'n week ook. Maar die vraag is dan ook, saam wie braai jy? Verstaan, wie het gister na die rugby vir jou gesê, nee, praat mooi? Saam wie braai jy? Ja, kerk is belangrik, maar is regtig meer as dit. Dis rarig, meer as dit. Die 5 mense saam wie jy jou meeste tyd spandeer, wys vir my wie jy is. En so die skrywer in Hebreërs skryf vir die vroeë Jode wat tot bekering gekom het,
skryf hy hierdie en hy hamer op dit vers 14, vers 24 en 25. Laat ons voortdurend, aanhoudend die heeltyd aandag gee aan mekaar oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. En laat ons tog nie soos partygemeentelede, moet nou nie iemand rukkie langs jou nie. En laat ons nie tog soos partygemeentelede die gewoonte het versuim om die gemeentebyeenkomste by te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan nog meer, omdat ons sien dat die dag van Christus se koms al hoe nader kom. Ek moet hierdie sê. Ons rekord en ons post ons preke en ons is excited daaroor en ons hoop dat mense gebless word deur dit. Maar YouTube is nie 'n kerk nie. Sosiale media is nie jou mentor nie. En ons lewe in 'n tyd, en julle hoor dit baie, en ek sê dit baie, en almal sê dit baie, ons lewe in 'n tyd waar ons meer connected is as ooit, en meer disconnected as ooit. Ons almal weet wat gaan aan in almal se lewens, maar ons het nie 'n idee hoe gaan dit met iemand nie. So in plaas van om 'n post te like, bel iemand en sê ek ons gaan drink koffie. Daar's waarde in dit. Selfs vir die introverte. Nou net minder mense. Maar selfs vir julle. En dan die laaste een is ewigheidsperspektief. En daar's 'n geneigtheid in ons, en dit maak sin, dit wat ons sien en proe en ruik en hoor en voel, is tasbaar. Ek sien dit elke dag. Maar dit het ook die geneigtheid om my te laat fokus op dinge wat baie tydelik is. Dit trek my na 'n plek toe waar ek meer bekommerd is oor volgende week se meeting as wie gaan saam met my hemel toe. Ja, en ek kan nie wag, julle, ek wil in die hemel se voorportaal. Ons gaan ons name tags hê en dis meet and greet en ons sê, "Hi, waar kom jy vandaan?" Waar ek net mense se stories wil hoor. Van hoe het jy uitgekom? Daar's goed waaraan ons vashou. Daar's goed wat ons 5 resources, ons 5 goed geskenke wat die Here vir ons gegee het, op spandeer wat nie vir ewig hou nie. En ons moet, jy moet in jou kar klim en jy moet werk toe ry en jy moet werk en jy moet van die werk af huis toe ry en op pad stop vir brood en ons moet lewe. Inteendeel, yes, die Here geniet dit so as ons dit goed en mooi doen. Daar's 'n studie in 2018 gedoen. Ek dink dit is nou 'n bietjie anders na COVID en na 'n klomp goed in die wêreld gebeur het, maar daar's 'n studie in 2018 gedoen deur die Bana groep en ek het al die stats, maar ek gaan dit nie nou vir julle gee nie. As julle dit soek en julle my na die tyd vra, dan sal ek dit net sommer in iets vir julle stuur. Maar net om op te som, hier sit 'n klomp persentasies en goed, maar die opsomming wat hulle bevind het na soos ek weet nie hoeveel mense studie nie, is dat 3 uit 4 mense lees glad nie Bybel nie. 3 uit 4 mense. Nou ek sê ek dink is dalk bietjie anders nou. Kan nie sê of dit beter of slegter is nie, maar 2018, 3 uit 4 mense. En ons wonder
Hoekom ons nie kan slaap in die aand nie. Hoekom ons vashou en hoekom ons dink en hoekom ons hoop vir tydelike goed om 'n tydelike probleem op te los. Ons gebruik ons 5 hulpbronne om 'n tydelike koninkryk van onsself hier te bou. En ons mis dit. Ons mis die persoon. Ons sien hom nie raak nie. Terwyl al 5 van ons resources, alles wat ons by die Here kry, is om ons voor te berei en soveel mense saam te vat as wat ons kan. In die koninkryke, waar hy gaan heers. En of ons dit nou glo of nie. Kom ons raak nuuskierig oor Jesus. Net nuuskierig. Net, joh, wat het hy gesê hieroor? Hoe? Ja, julle Matteus 5 en 6, gaan lees uit Matteus 5 en 6 vir die volgende 3 weke as jy wil. Waar Jesus die mooiste konsepte net vir ons kom gee oor hoe die lewe werk. Laat ons hom nie mis nie. En ons beweeg van volgende week af gaan ons in 'n gebedsreeks in. Maar ons moet weet met wie ons praat. Ons moet weet met wie ons praat. Ek sluit af en dis die mooiste belofte. Jeremia 29 vers 11 ken ons baie goed, want ek weet wat sy gedagtes ek vir julle beplan. Ons ken vers 11 baie goed. Vers 13, ja, is vir my so mooi. As julle heelhartig na my soek, sal julle my vind. As julle heelhartig, hart en siel, met alles wat jy het, die Here soek. Jy hoef nie eers te glo om hierdie te doen nie. Jy hoef nie eers te glo om hierdie te doen nie. Soek hom net. Hy is nie so moeilik om te kry nie. Maar hy kom dwing homself nie op jou af. Druk homself in jou keelgat af nie. Niks. Met baie geduld en met baie genade en met baie liefde. Wag hy dat ons onsself oopmaak sodat ons weet wie hy is. As julle heelhartig na my soek, sal julle my vind. As julle alles vergeet, onthou, net Jesus verander jou lewe. Net Jesus verander jou lewe. En ons niks wat ons meer kan doen nie. Ons niks wat ons meer kan doen nie. Ek onthou my heel eerste oomblik waar daar iets in my hart gebeur het, waar ek na die Here toe wou gaan oor iets, is daar 'n vriend, hy is vriende van ons, ek was 6 of 7 jaar oud, hy is vriende van ons kom kuier, hulle het ingestap, ouers het gaan sit, ons het so almal so in die voorportaal van die huis gestaan, en hierdie ou maak toe 'n grappie, wat om van pas was, en ek kan nie eens onthou wat dit is nie, en ek voel toe, dis nie lekker nie, ek wil nie met dit deel nie, en ek stap sitkamer toe, en sit die ligte af, dit is verskriklik dramaties, sit die ligte af, en ek gaan sit by die Here, en ek onthou Sondagskool, gee jou hartjie vir Jesus, gesprekke met die Sondagskool tannies, en my ma, wat orgel gespeel het in die NG Kerk, en jy weet, my ma het nog altyd 'n mooi verhouding met die Here. Ek onthou daai gesprekke, en so dis al wat ek kan onthou.
En ek bid, Here, ek weet nie hoe werk die wêreld nie, maar ek wil hê U moet my lei. Ek gee my hartjie vir U. En is 'n reël oomblik, en van daar af, ja, ek het 'n tiener geword, en gerebelleer, en baie foute gemaak in my vroeë 20's, en weg van die Here af beweeg, maar nog elke keer is daar hierdie trek terug na die Here toe. Waar ek dink, yes, ek mis dit, ek's leeg. En die Here net saggies, net herinner, maar is net ek, jy kort my. Jy kort net vir my. Niks meer nie. Ons dink altyd is Jesus en iets. Jesus en iets. En elke liewe keer, elke liewe keer, wat ek die Here gesoek het, heel hartig, het ek hom gevind. Elke keer. En hierdie belofte staan vir jou. Dat as jy hom gaan soek, gaan jy hom vind. Hy is nie ver nie. En so as ons regmaak vir ons reeks oor gebed vir volgende week, ek hoop iemand is okay. As ons regmaak vir ons reeks vir volgende week, moet ons verstaan dat ons praat met 'n persoon hierso. Jesus. En hy is alles. En net hy maak enigiets die moeite werd. Net hy. En in my tyd in bediening het ek al gesprekke gehad met mense wat deur baie moeilike tyd gaan, baie moeilike tye gaan. Van hulle op hulle sterfbed, en nog nooit het ek gehoor, ek moes meer geld gemaak het, of ek moes minder kinders gekry het nie. Ek weet jy voel dalk nou so, maar baie keer, die meeste, is ek moes daai verhouding reggemaak het. Ek moes meer by die Here gewees het. Dis die meeste wat jy hoor by mense, in hulle moeilikste, donkerste tye. Ek moet nader aan die Here kom. Ek moes daai verhouding met my broer reggemaak het. En so mag ons die perspektief verloor hierson nie. Mag hier nie 'n plek wees waar die dinge van hierdie wêreld ons aandag aftrek van wie hy is en wat belangrik is nie. Dat wanneer ons praat oor ewigheidsperspektief, ja, dan plant ons 'n kerk in 'n tyd waar dit nie sin maak nie. Of op 'n plek en op 'n manier waar dit nie sin maak nie. Ja, ons wil net hê mense moet Jesus ken, dis al. Dis die enigste mikpunt. Sodat hopelik het iemand daai ervaring, waar Jesus sê, maar dis wie ek is, en 'n persoon kan dit glo, en dit verander hulle lewens. En soos Jakobus, dat ons op 'n plek kan kom, waar ek kan sê, ek's 'n dienskneg. Dalk nie 'n great een nie, maar ek's 'n dienskneg. En ek doen my beste. So mag ons harte rig op daai manier, soos wat ons regmaak vir ons gebedsreeks volgende week. Ek's baie excited daaroor. Maar dat ons leer hoe om te bid, terwyl ons weet met wie ons praat. Kom ons sluit die oë. Here, ons erken U as God, as Here oor ons lewens. Here, selfs as daar van ons is wat dit nie doen, Here, is ons ook net nuuskierig. En dat selfs in daai tye, Here, dat U ons sal kom ontmoet. En ek bid, Here, dat U in ons harte sal kom waarheid gee en lig skyn oor wie U is. Dat ons gedagtes oor wie U is
nie gevorm word uit ons perspektief uit, of hoe ons groot geword het, of wat ons tradisie vir ons sê, niks nie, niks van daai nie, Here. Ons wil net weet wie U is. Ongefilterd. Ons wil net weet wie U is, Here. En kom wys dit vir ons, kom gee vir ons openbaring in daai plek, Here. Here, sodat wanneer ons nader beweeg aan U, Here, dat ons dit nie halfhartig hoef te doen nie, maar dat ons met oorgawe kan sê, U is God, U is goed, U is ons Pa, U is wie U sê U is, en U is so mooi met ons, en U is so lief vir ons, en U is so geduldig met ons. En vergewe ons, Here, waar ons in ons menslikheid baie keer dit miskyk of wegkyk of op ander dinge fokus as wat vir U belangrik is, Here. En Here, trek ons net terug, align ons net weer met waar U is en hoe U beweeg. Leer ons wie U is, Here, ons al wat ons wil hê. Bid dat U ons harte sal voorberei vir ons reeks oor gebed, en waar ons gaan praat oor gebed, en verskillende tipes gebed, en hoekom mens bid, en al hierdie goed, Here, soos wat ons voorberei vir dit, Here, mag ons net weet met wie ons praat. Ons dankie vir U goedheid, Here. Sê in ons tyd vandag verder saam, Here, waar ons gaan 'n koffie drink, en saam eet, en net 'n lekker Sondag hê, word verheerlik in dit, Here, ontmoet ons in dit, ons weet U seën ons, en ons beleef U goedheid op daai manier ook. So word verheerlik in dit. Ons eer U vir U goedheid, Here. Dankie, Here, vir wie U is. Amen.